Paulus, wat nog dreigend en moord geblaas het, teen die disippels van die Here, het na die hoofpriester gegaan, en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne, sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Nou kyk, Paulus was nie sommer net 'n oukie nie. Weet, Paulus het 'n stryd gestry wat een en elkeen van ons in ons lewe stry. Elkeen het 'n stryd wat hy moet stry. Of dit nou jou kind is, en of dit nou jou man is, of dit nou jou vrou is, of dit nou die honde is, it doesn't matter. Daar is altyd iets wat jy moet na kyk, of wat jou so 'n bietjie, hoe sê jy, so 'n bietjie dwars in die krop steek. Nee. Always. Want die ding is, nie een van ons wat vanmôre hier sit, is volmaak nie. Maar die woord sê, ons kan strewe na volmaaktheid, maar ons sal nooit volmaak word nie, want ons is gebore in 'n sondige natuur. Omdat Adam en Eva droog gemaak het daai tyd, bly ons daaronder. Jy weet, dit is amper soos, ek wil politiek praat nie, dit is soos die ouens daar bo in Israel nou, daar in die noorde. Nee, al die lande maak droog, dan moet Suid-Afrika daaronder lê. Want die petrol gaan op en alle. Weet jy, dit is reg? Nee, dit is reg nie. Dis nie reg nie. Maar ons maak droog in ons eie lewens. Die besluite wat ons vat, maak verkeerde besluite. Dan wil ek terugsit en vir Here vra, maar Here, hoekom gaan dit met my so? Weer kom hy 'n klein fyn stemmetjie van die Heilige Gees en sê, onthou jy wat jy so 3 weke terug gesê het? Onthou jy daai negatiewe dinge wat jy gepraat het so 'n paar weke terug? Daai negatiewe dinge het in die grond geval, hy het dood gegaan vir 'n paar dae, en hy saad het gegroei. En hy saad het teruggekom en jy kom byt in jou agterkop. Wat? Dit moet die mense sê, ons moet versigtig wees wat ons sê. Vers 3. Hy sê, en toe hy op die reis naby Damaskus kom, ontstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem van hom sê, Saul, waarom vervolg jy my? En hy het hom stikkend geskrik. Ek dink hy man was buite Weste gewees. Ja. Hy het nie geweet wat om hom aangaan nie. Paulus op baie oomblik, Saul het nie geweet wie wat waar wanneer. Maar weet jy wat? Hy het presies geweet wie is dit wat hom roep. Hy het presies geweet. Toe raak hy nog arrogant. En hy sê, daar so in vers 5, en hy sê, wie is u, Here? Wat? Wie is u, Here? En hy Here is met 'n hoofletter. Nee, nie die dames en here, nee. Hy het presies geweet wie praat met hom. En die Here antwoord, ek is Jesus, wat jy vervolg. Dit is hard vir jou, om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, luister nou baie mooi, wat wil u hê, moet ek doen? Wat wil u hê, moet ek doen? Ek so 'n paar weke terug het ek gepraat van, die dag toe ek tot bekering gekom het, of die dag toe iemand tot bekering gekom het, moes daar iets gebeur het in jou lewe, dis hoekom jy tot inkeer gekom het. Iets het gebeur in jou lewe, dis hoekom jy tot inkeer gekom het. En baie mense kom tot bekering op verskillende maniere. Die een sit miskien, hy het miskien die woord gehoor, en niks gebeur nie, maar net daar en dan, gee sy hart oor vir die Here. Wat gebeur met die manne wat in die tronk gesit het? Paulus en Silas. Die wêreld het geskit, die tronkdiere het opgemaak. Iets het gebeur. En omdat daar iets gebeur het die wag tot inkeer gekom. Presies dieselfde met Paulus, of Saul, hierso. Presies dieselfde. Saul is wat Paulus geword het. Iets het gebeur in sy lewe, en onmiddellik het hy gevra, Here, wat wil u hê, moet ek doen?
Paulus het nie meer opgekyk, rondgekyk nie. Want hy het geweet, die een vir wie hy agtervolg, is nou op die oomblik besig om met hom te praat. So ek dink sy hart het gesap dit binne sy skoene in. Hy het so geloop. Sy hart het geklop waar hy nie moes geklop het nie. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil jy moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op! En gaan na die stad. En dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Wow. My broer en suster, ek wil vanmôre hierdie boodskap, want ek 'n titel gee. En die titel vanmôre sal wees, waarna lei jou spore? Om te volg of om te vervolg? Lei jou spore vanmôre om te volg of om te vervolg? Nou daai antwoord kan ek nie vir jou sê nie. Daai antwoord, my broer en my sussie, is 'n ding tussen jou en God. Reg deur die 4 evangelies lees ek, Jesus het geloop. Volg my. Volg my. Volg my. Wat dit? Hy het 'n woord gespreek. Maar die Here het in so stemtoon gepraat, in so autoriteit, dat hy kon nie gesê nie. Daar was 'n dringendheid in sy stem gewees, en gesê, volg my. Nou imagine, pastoor, jy loop hier in die pad, of sitter man, jy loop in die pad, en jy sê vir iemand, kom volg my. Hy ou gaan jou kyk. Is jy van jou sinne beroof? Uit watter bos kom jy uit? Uit watter boom het jy uitgeval? Ek jou volg, wie dink jy is jy? Nee man, hulle gaan jou afskiet. Maar Jesus het gepraat met 'n autoriteit. Volg my. En weet jy wat? Hulle het hom gevolg. Die 12 disciples of apostels, of wat jy ook al wil noem, was nie die enigstes wat Jesus gekies het nie. Voor dit was daar 70 van die manne gewees. 70 van hulle. En toe eendag op 'n tyd toe kom hulle by die Here en sê, hey, Rabbi, Here, sorry maar, jy weet hierdie woord, hy is 'n bietjie kwaai vir ons. Ons verstaan dit nie. Ons kan dit nie handle nie, ons kan dit nie hanteer nie. Hoekom loop mense in die kerk uit? Want hulle kan die woord van God nie hanteer nie. Kom aan. Hulle kan nie dit wat daarvoor gesê word, vat nie. Ja, gooi ek my neus in die wip, ek kom nie weer na hierdie kerk toe nie. En weet jy wat, jy kan maar in die kerk oor in die pad gaan, of jy na die ander kant op die hoek, jy gaan presies dieselfde ervaar daar. Want die man wat die voor staan, pastoor wat die voor staan, die een wat God die voor gesit het, dan gaat die my, die een wat hy voor gesit het, dis die een vir wie God woord gee. Ek kan nie na toe gaan en sê, hoorie pastoor, jy gaan nie Sondag oor dit preek nie hoor. Jy maak die mense se harte seer. My oom, ek hou nie van die manier wat jy preek nie. Dit gaan my glad nie aan nie. Ek gaan maar my mense vat en gaan aan die kerk loop. Bye. Dis wat my nie. Dis wat my nie. Die woord sê vir my uitdruklik, as ek nie volg wat die pastoor sê nie, dan volg ek nie vir Jesus nie. Wat ek nie doen, wat die pastoor nie voor sê, wat ek moet doen nie, dan sê ek vir die Here, met respek en sê, vat jou woord. I don't care. Ek stel nie meer belang nie. Presies wat die disciples gemaak het. Ek kan dit nie in my gedagtes klein kry, dat mense wil hoor wat hulle wil hoor sondagoggend nie. Ek kan nie.
Ek kan nie. Pastore sit, mense wat woord bedien, hy sit die hele week, dan bid hy, Here, ek soek woord vir die volk vir Sondag. Here, ek soek woord, en hy bid, en hy bid, en hy bid, en soos verlede week, selfs storie met my, Here, ek soek woord vir die volk, ek kan nie niks, Suster Marlene, ek kan nie niks, Vrydag het gekom, Vrydag het gegaan, Saterdagoggend het gekom, Saterdagoggend gegaan, Saterdagmiddag, sy vra vir my, hoor jy, wanneer gaan jy jou preek doen? Ek sê, wat is preek? Sy sê, vir vanmorgen, ek sê, ek het nog niks gekry nie. Sy sê, dit, oh my goodness. Ek sê, ja, ek sê, saam met jou, oh my goodness. Sondagoggend, ek staan op, sy vra vir my, weet jy, ek sê, ek het nog geen boodskap nie. Maar en wat gaan jy doen? Ek sê, well, I just go with the flow. So ja, dan vlou die mense met die deur ook uit my. Ek sê, nee, so maak ek nie. Maar ons klaar geprys en worship het, en hy maak die woord op, en hy val by Mattheus 7:7. Bid, vra of jou sal gegee word. Toe kom die Gees. Toe kom die Gees. So mense, ek sê vir julle vanmôre, die persoon wat hier voor staan, ons suig nie hierdie goed uit ons duime uit nie. God gee vir ons woord om vir die mens te gee. Hy gee vir ons woord. En daai woord kan jy maar gaan kyk, elke Sondag, hy val op iemand se hart. Al is daai woord net vir een persoon, dit was die moeite werd. Die Here het gesterf vir ons almal. En dan was dit net een van ons sou dit nog steeds gedoen het. Maar die woord moet bedien word. Die woord moet uitgaan. Ek kan nie 'n pastoor voorskryf wat om te sê of wat om te doen nie. Nee, waar wil ek wees? Dit ons ander pastoor Maritjie, ons het woensdag aan by die badier. Sy het nou na 'n boodskap geluister van Dr. Dio. Die pastoor baie pragtige boodskap gebring en sy daar verduidelik waaroor dit gaan. Sy sê en sy het gaan kyk na of sy dit op YouTube kan kry. En sy kom by 'n ander Dr. Dio in. En sy luister sy man. Weet hierdie preek klink bekend. Dus dit is presies dieselfde preek wat die pastoor gepreek het. Nou vra ek, hoe werk dit? Is dit in die Romeinse Katolieke Kerk wat elkeen 'n briefie kry of 'n teksmessage kry op 'n Vrydag en sê, hoorie, julle preek Sondag daaroor, hoor. Want die gemeente is 'n eenheid. Kom maar. Ons is eenheid in God. Eenheid in God. Wat hier gebeur, is pastoor se verantwoordelikheid. Ek kom skop maar nie die deure oop, is al. Wat ek kom doen? Ek kom bak so 'n bietjie beroering in die hart. Nee, dan kom sê jy maak reg dat dit verkeerd is. En dan loop ek weer. Net lekker net. Hè? Waar kom jy self in my kerk? Is ek kwaad voel? Nee, ek is nie. Want weet jy wat my mense sê? Ons raak gewoon aan daai persoon wat elke Sondag gaan voorstaan en preek. Jy raak gewoon aan. So nou en dan het jy iemand nodig, weet om so 'n bietjie te kom stuur. Dan sê jy, weet jy wat jy besig is? Los. Dan moet jy, los daai gemors wat jy doen. Want jy gaan die hele kerk omverwerp. Kom aan. Daar's 'n verskil tussen om iemand te volg en iemand te vervolg. Die disippels het Jesus gevolg, oral waar hy gaan. Hulle het geleer vir 33,5 jaar, het hulle saam met hom geleer, alles wat hy gedoen het, hulle was daar gewees. En dan kry jy nou die ouetjie so Saulus, wat Paulus geword het. Hy het God vervolg. Hy het alles in sy vermoë gedoen om die Christene in die tronk te kry. Alles in sy vermoë gedoen. Vir wie volg ons? Of vir wie agtervolg ons? Ek gaan nie baie praat nie. Ek wil vanmôre vra, hoekom vervolg jy jou pastoor? En sodra jy jou pastoor vervolg, is jy besig om Jesus te vervolg. As God nie wou gehaat het, hy moet nie voor staan nie.
sou hy nie gewees het nie. Gaan lees die woord. Hy sê, ek gaan in Engels sê, hy sê some will call, and some will send. Maar weet jy wat, dan kry jy hierdie krappies tussenin, jy sommer bottom I can win. En dan val alles deur mekaar, alles val deur die mark. Die woord sê nie almal is geroep nie, nie almal is gestuur nie, maar as ek jou geroep het, dan moet jy doen wat ek jou gesê het om te doen. So, volg my. Nie vervolg my nie, volg my. Kyk soos evangeliste. Hulle is gestuur. Matteus 28:19 sê vir ons, gaan dan heen. Gaan maak disippels van alle nasies, pink, pers, blou, wit, geel, groen, doesn't matter. Ook in tale. Hy sê, die volgende gedeelte sê, en leer hulle, om te wat? Om my insettinge te onderhou. Nie Dirk se insettinge nie, God se insettinge. Die woord, leer hulle my woord, en leer hulle om dit te onderhou. Dan sê hy, en doop hulle, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Daar is so baie kerke met boetemense sê daar buitekant. Nee, dan kom vra die pastoor vir jou, hoor jy, waar doop jy? Ek sê water. Nee man, en wat doop jy? Dit in die Vader, of doop jy dit in die Gees, of doop jy dit in die Heilige Gees, of hoe doop jy? Ek sê my woord, sê in Matteus, die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Ja, maar Paulus en Petrus, ek sê hallo, wie was in gesprek hier gewees? Paulus of Petrus? Nee, die Here self, ek sê exactly. So nou kom Paulus, nou kom Petrus, en hy sê, ons doop in die naam van Jesus. Dis nie sy naam nie. Yeshua HaMashiach. Yeshua, dis die Here se naam. Want hy het 'n naam gekry bo alle name. Nou wil hulle kom stry en, my kerk doen dit, regtig. My kerk doen wat die woord sê om te doen. Leer hulle. Leer hulle. En partymal het ons hierdie lering nodig. Partymal het ons nodig om tereg te gewys te word. Amen? Want imagine nou, ons is nou allemaal in hierdie selfde weermag. Ons is in God se weermag. Dit is die grootste weermag in die wêreld, is God se weermag. Maar dit is die grootste weermag waar die mense mekaar in die rug steek. Dit is die grootste weermag waar die mense beskinder in die kerk. Dit is die grootste weermag wat vir die mense en die pastore sê wat hulle moet preek, wat hulle moet doen. My pastoor, dan ken jy op so 'n paar skewe ouens wat daar inkom, hy het hierdie gees by hom en die Jezebel gees hier in hom en as daai gees dag hom. Hierdie is 'n plek vir aanbidding. Hierdie is God se heilige tempel. Ons kan nie toelaat as pastore dat gemors by daai deur inkom nie. Jy kan nie. Want sodra daar gemors by daai deur inkom, jy moet die mense sien, dan is die hele plek deur mekaar. Jy kan nie lekker sing nie, alles loop verkeerd. Jy kan nie lekker preek nie, want daar's iets daar wat nie normaal is nie. En nou wys die gees van God vir die pastoor wat aangaan. En hy vat daai persoon aan. Ja, my ma, die gouste wat hy sy neus in die wind steek en dan gaan hy. Mense wil nie reg gehelp word nie. Mense wil nie weet waar hulle volteer nie. Want hulle wil elke dag maar net aangaan met dit wat hulle doen. En die dag as hy by sy blaas en die wolke skeur in die ooste en die Here kom haal sy kinders. Waar heen gaan jou voetspore lei? Waarheen? En ek raak hartseer met die mense as ek sien dat mense sit in die kerk
in die kerk, hulle noem hulle self Christene. Maar sodra hulle by die deur uitstap, kyk die woord sê vir ons, nee, strome van lewende water, moet uit ons binneste uitgaan. Maar my oom, sodra hy per daar by die deur uit is, dan bars hy by in die binnenkant. Dan bars hy, en dan is dit nag, dan kom hy by sy keel voor die eenheid, en hy word verstaan nie gesteek, en Pietie kry dit, en pastoor kry dit, en almal kry dit. Reg? As jy nie tevrede is nie, wat soek jy? Kom aan. As jy nie gelukkig is met pastoor nie, wat soek jy dan nie? Gaan soek vir jou 'n kerk, man. Soek vir jou 'n kerk. Weet ek het 'n pastoor gehad en hy het altyd gesê, al sit ek met 5 geesvervulde mense by kerk, as ek baie bly. Want 300 mense sit by kerk vol. 300 en 5 van die 300 is regtig bekeer. Kom aan. Los jou geite by die huis, man. Los dit dan. Jy vanoggend gestry met jou vrou of jou man, jy kom op pad kerk toe. Dis 'n blommuur. Dis hier poot. Hou hom. Nee man. You got something to smile about. Jy het iets om oor te glimlag, jy het iets om oor te praat, jy het iets om oor te lag. My lewe, wat jy sien, is veronderstel om boekdele te spreek. As iemand na my kyk en hy loop weg en hy sê, dit is daai ou wat ek ook het. Dit wat hy het wat ek ook het. En dit gaan net oor 'n glimlag. Dit kos jou niks om vir iemand te sê, hoor jy my moet weet wat, jy is lief vir jou. Daar draai jy om hier loop. Want Matteus 28:19 gaan in. Jy klaar heen gegaan. Jy klaar die saadjie geplant om te sê, weet jy wat, die Here is lief vir jou. Nou daai ou gaan loop. Môre gaan dink jy oor hy dan kom hy weer terug. En so draai terugkom. Dis die gedeelte wat ek like. Dan begin jy vra. En moenie vir Dirk 'n gaatjie gee waar ek my toon by die deur kan insit nie. Moenie. Dan begin ek by Genesis en ek open by Openbaring en as jy nog steeds wil hoor, dan gaan ek terug Genesis toe. Maar reg sal jy kom. Genoeg my broer en my sussie het ons rondgeloop met lang gesigte. Ja, ek weet ons lewe in 'n tyd waar alles omgekeer is. Ek weet ons lewe in 'n tyd waar werkloosheid syfer die dak inskiet. Maar weet jy wat? Met God aan my kant, sê Dawid, spring ek behoor in die hemel. Met God aan my kant, storm ek daai bende. En wat is daai bende? Daai bende is werkloosheid. Daai bende is my huwelik is op die rotse. Daai bende is my skuld. Die bende is ek moet werk, die loop ek het nie 'n kar nie. Ek storm hom met geweld. Nog een van my lag, dis omdat ek 'n stommer is. Maar die woord sê storm die koninkryk met geweld. Dag na dag. Selfe ou ding. Selfe ou storie. Wat hoe gaan met jou? Dit ek lewe nog nooit gesien nie. Maar nie tande wys nie. Dis 'n keer, tweede keer toe ek kom sien, onder in die dorp, hier. Pastoor, Jesus. En dan begin die mense gaan sê ek is gay. Daai liefde, daai Jesus se liefde. Maar ek sal eerder die mense vervolg as wat ek die Jesus liefde aan hulle betoon. Ek sal eerder die mense in die kerk vervolg, soos Paulus gemaak het, as wat ek gaan omdraai en sê, Here, hier is hy. Vergewe my.
En daai storieetjie waar die mense so praat van eenmal bekeerd, altyd bekeerd. Excuse me. Excuse me. Elke dag is 'n belydenisdag. Elke dag. Elke minuut, elke uur. Want ek staan nou by die oom en ek praat so lekker van pastoor. Kom ek agter, oh my goodness, ek sit in die kring van die spotters. Wat sê die woord daarvan? Jy gooi jou parels vir die varke. En die varke kom en hulle vertrap dit. En dis nou boetie en sussie wat saam met jou in die kerk sit, nee. Maar ek praat saam, hoekom? Want ek wil in wees. Ek wil deel van die kliek wees. Ek volg nie meer nie, ek vervolg nou. Julle ken van nommer asseblief nie, so 'n paar jaar terug. Nee? Dra ons by die deur uitstap. Julle het gesien pastoor Dirk. Hy dink nou hy is die kykie van die baan. Julle het gesien pastoor Henning. Het jy gesien daai sussie wat hy aangetrek? Regtig? My broer en my sussie, as ons nie kan goed praat van iemand anders nie, zip jou lip, hou dit vir jouself. Maar nou ongelukkig, die woord sê, dit wat by die mens opkom, het hy al reeds gedoen. Paulus sê, sit te wag vir jou mond. Weet jy wat sê ek? Ek sê, sit te wag in jou gedagtes. Dink, voor jy praat. Dink, voor jy iets sê. Want dit wat jy gaan sê, gaan wees teenstrydig teen die woord van God. Nou, wie breek ek nou af? Plek ons mekaar opbou in die liggaam van Christus, breek ons mekaar af. Weet jy dit? Dan noem die tong. Hy is soos 'n tweesnydende swaard, sê die woord. Goed en sleg kom in die mond uit. En wat sê die woord? Jy kan nie brak water en vars water in dieselfde fontein uitbring nie. 'n appel kan nie in 'n peerboom groei nie. Goeie genade. Maar ons sê, ons is kinders van God. Plek ons volg wat Jesus wil hê ons moet volg. Is ons besig om te vervolg. Ons is besig om mense met die ding dood te maak. Wat sê die woord? Eksodus, jy mag nie doodslaan nie. Hy praat nie van 'n fisiese doodslaan nie, hy praat van die tong, wat ons so lekker skinder neem, né? So lekker ander mense sleg sê. Maar Sondag wil jy in die kerk kom sit. Baie mense kom sit in die kerk om te kyk wat aangaan. Wat het pastoor se vrou Louise nou weer aan vandag? Kan pastoor nie beter aantrek nie? Jy kry hulle. Plek hulle soos Moses die hande ophou en vir die pastoor bid. Nou word hy afgebreek en hy word afgekraak. En moet die mense sê, weet julle, ek gaan sê dis erg. Hoe erg is dit om buitekant te werk en dan moet jy nog 'n kerk ook hardloop? Vra my. Ek is in dieselfde boot as wat pastoor is. Selfde bootjie. Dis moeilik. Dan probeer jy nog om die mense tevrede te stel. Maar ons het dit nooit reg kry nie. Met respek gesê, nie eens God kry dit reg nie. Waar is ons? Waar kom ons uit? Jy sal nooit iemand tevrede stel met dit wat jy van die vooraf doen of sê nie. Never. Maar ons sal altyd iemand wat skeef trek. Ons altyd 'n vrottertappel in 'n sak. Always. Weet ek loop gister, ek en sy loop so aan die agterkant. Sy sê, maar het jy gesien wat? Sy vra my wanneer as ek het genaarkom gesien. Ek sê, woe, baie lank las. En sy kom terug en ek loop agtertoe. En ek kyk daar die pragtige granate. En ek het my 2 gepluk en die 4 gepluk. En toe ek die ander 2 so, oh my goodness. Aan hierdie kant lyk hy so pragtig, wonderlik mooi. Maar toe ek hom omdraai, toe dan net so groot gat in die wind sekerlik op en uit. Amen. Dis hoe die kerk se mense lyk. Dis hoe hulle lyk.
Pragtig, o jy blink my boetie, maar as jy so maak, as jy kyk waarom se loop van dit so uit. Maar dan wil jy weet, hoekom gaan dit met jou lewe soos wat dit gaan? Hoekom sukkel ek, pastoor? Hoekom kan ek nie werk nie, pastoor? Pastoor, bid vir my asseblief. Jy weet, ons kan bid until kingdom come. Maar as jy nie jou gedagtes gaan verander nie, sorry. Paulus kom en hy sê so mooi in Engels, hy sê renew your mind. Hernie jou gedagtes. Ek het my hart vir die Here gegee. Die Here het my geroep, Dirk, volg my. Dit dan gaan ons. Ek het my hart verander. Maar my gedagtes was nog in die wêreld. Ek het nog gedink aan die wêreldse dinge. Tot ek die skrif begin lees, tot ek begin 'n pastoor word, en die Here sê vir my, jy moet dit tyd geword dat jou gedagtes ook nou verander. Jou gedagtes en jou hart moet eenselfig. Jou gedagtes en jou hart moet saamstem oor 'n ding. En dis waar die verandering kom. I renew my heart and I renew my mind. Jy kan nie 'n Christen bly en jy, Sondag, halleluja, Hosanna. Dan stap jy uit en sê jy, halleluja. Kyk hoe gaan dit met my kerk? Alles is in mekaar. Mense kan nie lekker sing. Jy probeer hard te sing as die ander ene, een ding is beter as die ander ene. En bewel die ou mopelle. Wat het geword van daai? Ek dink amper ons land se lese is een drag maak mag. Nee? Een drag maak mag. Wat gebeur in 'n gemeente as almal begin saamstem oor dieselfde ding? Dan sê die woord, dit sal hulle ten deel val. Maar hoekom word hy ten deel val nie? Hoekom gebeur dit nie in die gemeentes nie? Want die mense stem nie saam nie. Elkeen het sy eie gedagte, elkeen het sy eie ding pastoor. Why? Ek was 'n jong pastoortjie gewees. En ons moderator, pastoor Stief, hy was in Port Elfrich gewees. En ek en die ander ouetjie, ek dink tussen Marlene Klomp en Joseph, nou ons was 'n bietjie haks gewees. Ja. En Dirk was so 'n groot meneer gewees. Yes, jy weet, ek het my Bybelskool klaar gemaak en ek is 'n man of the hour en ek gaan die gemeente oorvat. En oh my goodness, hy man stap daar een Sondagoggend daar in. Hy sê, "Ja, boetie, gaan sit." Ek voel raak so kleiner. Hy sê, "Gaan sit. Moet nog uit. Ek gaan sit. Hy sê weer aan die mannetjie, jy gaan sit om daar agter. Jy gaan. Hy gaan sit daar, ek sit hier voor. Ou preek toe hy klaar gepreek het, sê vir my, jy sal in hy bank sit vir die volgende 3 maande. Tot jy geleer het om jou pastoor te gehoorsaam, om God se woord te gehoorsaam, sal jy daar sit. En jy sal onderdanig wees aan die pastoor, aan die persoon wat God daarvoor gesit het. Maak nie saak wie dit is nie. Sodra ek in hy kerk instap, moet ek onderdanig wees aan daai persoon. Hy is my herder, hy is my leier, hy is iemand my leer. Ek kan nie kom maak en breek soos ek wil nie. 3 maande. En ek het gesit, ek kon nie eens geprys en worship het. Wat belewe is. So sit ek. Hy het vir 3 maande, het hy elke oggend deurgery van Port Elfrich af. Om toe kom diens hou. Serieus. Maar Dirk het gesit, dat ek moes geleer het. Die is nie my kerk nie. Sodra ek daar instap, moet ek onderdanig wees aan die pastoor. Ek kan nie kom maak en breed soos ek wil nie, maar weet jy wat, ek het 'n verrassing vir jou. Sodra hy mic vir my gee, en hy sê vir my, Dirk, daar's hy nou, has hy. Has hy. Sorry vir julle. Jammer vir dit wat ek gesê het, maar ek moes dit gesê het. So ek of jy nou geluister het of nie. I don't care. I don't care. Ek gee net die boodskap af. En dit. Maar wat sê die woord?
bekeer jou van jou slegte weer. Bekeer jou van die flippend skinderstonge van jou. Bekeer jou van die Jezebel gees van jou. Bekeer jou van jy dink dis jy is die bekkie van die plekkie. En weet jy wat die pastoor toegedoen? Hy vra my, wie is jou raadslede? Sê vir my soos, hy is 'n rappelslaaf van hulle. Jo, pastoor, ek sal regtig nie gewillig wees en hy sê raak ontslae van hulle. Het jy gebid om hulle in die raad in te kry? Nee. Hy sê, wat sê die woord? Voor jy iemand inbring, gaan bid, en God sal jou wys wat 'n regte persoon hy daar gaan insit. Julle almal gevaar. Julle loop. 'n paar weke na bid hy sê, hoe dit jy iemand vir jou raad? Ek sê, ja pastoor, ek het hierdie ene, nou vra, sê ek het daai ene, hy sê, okay, wat van hierdie ene, daai ene, ek sê, dit is reg. Hy ons genader, en daar sê, God se plan, nie my plan nie. My oom, jy sê mooi, ek wil nie voorkom staan. Ga, nie met my so vol demone, nee. Maar hy wil voorsing. Wat met Israel gebeur? 700 voorsangers het hy uitgestuur om die weg skoon te maak. Hierdie, my broer en my sussie, is jou belangrikste deel van die kerk. Is jou praise and worship. En as jou praise and worship nie reg is nie, as daar teenstrydige mense in die praise and worship is, sal hierdie kerk nooit, maar nooit geestelik groei nie. Never. So pastoor, ek sê vanmôre vir jou, fire jou raad. Fire hulle. En gaan bid, dat God die regte mense insit, vir praise and worship en vir wat ook al. En ek weet ek is baie onpopulêr. Baie. Maar jy kan nie, manne, vroue, jy kan nie in 'n huis sit waar die vrou lief is vir die man nie. Jy kan nie in 'n huis sit waar die man nie lief is vir die vrou nie. Daar sal altyd tweestryd wees. Altyd. Always. En dit is wat gebeur in die gemeentes van God. Daar is nie liefde nie. Al liefde wat daar is my liefde vir myself. Nee. Wat sê Galasiërs 5, vers 22? Die vrug van die Gees. Waar is die vrug van die Gees in hierdie gemeente? Waar is die vrug van die Gees in elke gemeente? Om so te sê. Maar net voor dit, vanaf vers 18, 19 en 20, praat hy van die ander vrug van die Gees. Die teenstrydige vrug van die Gees. Die kerk van God word gebou op die 9 pilare van die Gees van God. Dis waarop die kerk gebou word. Daai 9 pilare, die liefde, die lankmoedigheid. En sodra ons daai goed in 'n kerk inbring, my broer en my sussie, regtig waar, die mense gaan nie nou te stroom. Want wat gaan hulle hier kom maak? Wat gaan hulle hier kom soek? Liefde. Liefde, God se liefde. En hoor my vanmôre, as dit sê dat pastoor 'n goeie hart het, of het 'n sagte gees, ons kan môre hardloop nie. No. Hulle wil hom dood hê voor sy tyd. As ek sê, dit is nie maklik om te werk en om in die bediening te staan nie. Maar ek bid tot God, want ek weet, ek sê nou dat my vrou, ek is geroep vir die bediening, en ek bid dat God ons kerke sal volmaak, sodat ek en pastoor nie meer hoef te worry oor 'n werk nie. Ons nie meer hoef te worry oor finansies, waar gaan ons geld kry en vir die maand om ons waterligte te betaal nie. Onthou? Maar weet julle hoekom
En ek gaan dit nou sommer reg en pronto sê. Weet julle hoekom sukkel pastore? Hoekom sukkel ons? Want die gemeente het nie ore nie. Die gemeente het nie ore nie, pastoor. Daar is skrifgedeeltes in die woord wat sê, gee en vir jou sal gegee word, 'n goeie maat wat ingedruk word. Oorlopend toe op jou skoot. Pastoor, waarvan praat jy? Ons mis dit. Dis hoekom die pastore nie voordat in die bediening kan ingaan nie, want daar's nie finansies nie. Ek kan easy peasy hier uitstap en ek gaan gou spaar toe, en dan gaan koop my 2 liter Coke wat amper R30 is. Dan kom ek by die kerk en dan gooi ek R5 in die offerande. Volg ek, of as ek besig om God se kerk te agtervolg? Want as ek gevolg het, sê die woord, God het 'n blymoedige gewer lief. Amen? Maar ek het ook besig om te agtervolg. Nee, waar? Ek gaan mos nou net R20 in my bakkie gooi nie. Want ek ken hy pastoor, ek gaan nie 'n koerie gaan koop hierna. Die woord sê vir ons, moenie die os wat die graan dors mylband nie. Kom maar. As 'n liedjie wat ons altyd gesing het, maak los hierdie esel. Nee, maar Jesus het hom nodig. Ek vra julle vanmôre my goeie mense, sê uit my hart uit, maak los hierdie esel. Want God het hom nodig. God het hom nodig. Amen. En hulle wil so graag hê ek en my vrou moet hierdie kant toe kom, maar weet jy wat? Sorry my sussie, ek het nog 'n gemeente in die baai. So ja, dit is Jy moet so ja, eendag is ons almal saam in die hemel. Amen. Maar ons moet ophou om vir ander mense voor te skryf. Ons moet ophou om vir mense te sê wat hulle moet doen. Kyk, as daar iets verkeerd loop in hierdie gemeente, pastoor Henning gaan eendag voor God gaan staan. Hy gaan verantwoordelik doen en gehou word vir pastoor, wat jy gemaak met die kerk se geld? Pastoor, wat jy gemaak met die lering van die mense? Pastoor, hoekom het jy die mense opgebou nie? Pastoor, waar was die liefde in die gemeente gewees? Julle ken nie daai gemeente nie. Nee, ek wil niks hoor nie. Ek het jou daar gesit vir 'n doel. Ek het jou daar gesit om die evangelie van God te verkondig. Wat het jy gedoen? Jy het na die mense geluister. Hoeveel goed het ek op jou hart geplaas om vir hulle te sê Sondag, maar jy het jou eie ding gedoen omdat jy het geluister na die mense. Come on. Wat is die kanse dat 'n onbekeerde met daai deur instap? Wat is die kanse dat 'n onbekeerde ou met daai deur gaan instap? Hy gaan instap as God hom gestuur het, ja. Maar wat is die kanse? Baie skaal. Nee, baie skaal. Daarom sê die woord vir ons. Hy sê ek sal by die gemeentes byvoeg hulle wat al reeds gered is. Daarom het jy evangeliste om die werk te gaan doen. Wie was die eerste evangelis in die Bybel? Maria. Wie? Maria. Wie was die vrou wat gehardloop het na Jesus se graf toe? Wat het sy gedoen? Sy het gaan vertel, die graf is leeg. Sy was die eerste evangelis in die Bybel wat gegaan het en gaan vertel het van God se wonderwerke. Kom aan. Né? Nee, wag, ek gaan nou op en ek maak julle slim. Sy was die eerste ene, maar weet jy wat sê die woord vir ons? Hy sê jy man, steek gou aan manne se hande op, was mans. Nee, julle vrouens sê, mans. Ek weet julle vrouens raak broek, maar okay. Alle mans, nee. Wat sê? Hy sê jy is die priester van jou huis. Nie die vrou nie. Hy sê vrou, jy moet onderdanig wees aan jou man. En as jy wil warra in die kerk, gaan vra jou man. Zip jou lip.
'n vrou kan nie volgens woord van God hier voor staan en die boodskap bring nie, want hulle is nie geroep vir die bediening nie. Gaan doen wat jy moet doen. Daar is sissies wat jy nodig het. Daar is mense in ouer huis wat jou nodig het, dames. Gaan doen jou werk. Los die man van God dat hy sy werk doen. Amen. Maak so. Weer ek toen is getrap, maar dan gaan hy weer regkom. Nee? Ek spreek woord vanmôre my broer en sussie. Ek suig nie dit uit my duim uit nie, ek sê wat God op my hart gelê het om te sê. Volg jy? Of vervolg jy? En as jy besig om te vervolg, kyk, waarheen gaan jou voetspore? En daai voetspore lei na die verderf. As hy bassein blaas, en die wolke skeer in die ooste, en God kom haal sy kinders. Imagine, hier staan jy. En ek wil vanmôre, weet ek, hier sit mense vanmôre, wat sit met onvergewensgesindheid. En deur daai onvergewensgesindheid, my boetie met sussie, gaan jy die hemel mis. Jy gaan die bus mis. Vergewe daai ou, wat jou 20 jaar terug seer gemaak het. Vergewe daai sussie, wat jou gister in die rug gesteek het. Maak reg. Nou gaan ons, volgens die woord in Matteus 6, hy sê, en ons bid die Onse Vader, en ons sê, Here, vergewe my skulde, soos ek my skuldenaars vergewe. O my woord, ek vra direk, God, vergewe my asseblief my skulde, dit wat ek gedoen het vandag. Maar ek het nog iets teen Suster Marlene. Ek het nog iets teen pastoor. Ek het nog iets teen die oom. Nou verwag ek God met my vergewe, maar ek kan nie my naaste vergewe nie. Come on. Hoeveel Christene gaan die bus mis as gevolg van onvergewensgesindheid? Maak reg. 1648, ek word genooi om in Port Alfred te preek. En hoe gaan die preek oor vergewe, vergewe, vergewe. Na die praise and worship, ek staan daar voor en groet die mense en die Heilige Gees sê hard en duidelik vir my. Hoe kan jy praat oor onvergewensgesindheid as jy nie jou eie ma kan vergewe nie? Ek staan daar voor en ek weet wat om te sê nie. Die trane die rol oor my gesig en ek huil en ek snik en oh my goodness. Ek moes net daar en dan moes ek bely. Here, vergewe my. Here, ek vergewe my ma, wat ek ook al aan my gedoen het. En ek vergewe die en ek vergewe daai ene. En weet toe ek klaar is, so staan ek op net, toe ek 'n magtige preek. En toe ek die uitnodiging maak, toe kom my hele kerk vorentoe. Amen. Dis hoe God werk. Maak jy eers reg. Haal jy eers daai balk uit jou oog uit, voor jy die splint uit iemand anders se oog uithaal. Want sodra jy daai splint uithaal, dan eers kan jy sien die balk in iemand anders se oog. Maar dan mag jy ook nie oordeel nie. Want jy wat oordeel, sal geoordeel word. Come on. Ek maak klaar. 2 Timoteus 3 vers 16. 2 Timoteus 3 vers 16. Hy sê, die hele skrif is deur wie ingegee? Deur God ingegee. Nie deur die pastoor nie. 2 Timoteus 3:16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, teregwysing, weerlegging van die woord, onderwysing en geregtigheid. So, as ek 'n bietjie tone getrap het, wees maar nog steeds lief vir my, amen? En ek gaan weer kom, ek gaan weer sê dit. Nee? Ek sê mos, ek weet nie hoe moet ek al die vark in die verhaal wees nie. Maar ek is ongelukkig vir daai persone, as 'n ding reg is, is dit nie reg nie, en ek spreek dit aan. Klap. That's it. Ek spreek dit aan. That's it. God het vir een en elkeen van ons wat vanmôre hier sê, het hy 'n gawe gegee. Amen. Nie almal se gawes is dieselfde nie.
So as 'n persoon na jou toe kom, en dan gaan jy sommer nou stryd sê, Suster Louise, God het daar die onderskeiding van geeste gegee. So as sy na jou toe kom en sy kom val jou aan of kom praat met jou daaroor, moenie kwaad raak vir haar nie. Wees lief vir haar, want sy kom lei jou op die regte pad, want sy wil hê jy moet los met dit waarmee jy besig is. God het ons almal geroep vir 'n doel. Dis hoekom hulle noem dit die vyfvoudige bediening. Al die ander goed is byprodukte vir Christene. Dis hoekom daai vyfvoudige bediening in die gemeente gesit is, om die mense te leer volgens 2 Timoteus 3 vers 16. Daar's lering, ja. Baie keer gaan pastoor opstaan met lering. Baie keer gaan hy opstaan met 'n profetiese woord. Baie keer gaan hy opstaan met genees, wat ook al, hoe die Gees hom lei. Maar moet hom nie aanvat nie. Dis wat God wil hê hy moet doen. Ons kan nie God voorskryf wat om te doen nie. Sodra ons besig is om 'n pad byster te raak, dan kom die Here en hy kom digtig jou. Hy sê, "Boetie, jy is ook besig om droog te maak. Kom terug. Kom terug." Die Israeliete was vir 80 jaar. Dan gaan hulle sê, "Oeh, dit pastoor, waar ken jy dit? 80 jaar in die woestyn. Eerste 40 jaar saam met wie? Saam met Moses. En toe weer 'n ander 40 jaar saam met Joshua en Caleb. Hy het ons baie snor gehad, nee, hy was 'n Caleb geweest. Hè? Wat was dit? Ek het vir Caleb. Ja, hy het 'n Caleb gehad, hy het nooit snor gehad nie. Die Here generasie. Dis Uitgesterf voor hulle die dis hoekom ek sê 80 jaar. Hè? Die woord is nog gelukkig om 80 jaar hier te wees. Dis 'n blessing. Hè? Maar imagine, jy loop vir 80 jaar in 'n woestyn rond, oh my goodness. Net omdat jy nie wil gehoor het nie. Hè? Hoeveel van ons sit vanmôre hierso in 'n woestyn, omdat jy nie wil hoor nie? Jy sit in jou eie woestyn, en God sê vanmôre, kom uit! Kom uit! Kom uit! Ek wil jou vat in die beloofde land. Maar ons sit. Ons sit. Wat gaan pastoor nou sê as ek hier opstaan nou en dan gaan vorentoe? Wat gaan die mense sê? Regtig? God het ons geroep om vir mekaar lief te wees. Nie om mekaar in die rug te steek nie. Nie om mekaar te beskinder nie. Hy het ons geroep. Hy het ons geroep vir 'n doel. Wat het met Dawid gebeur? Maar klaar. Dawid was 'n man so na aan God gehad as jy kon kry. Wat het Dawid? Wat het Dawid gedoen? Hey! Hy Jezebel gees het hom ingevaar en daar by die venster het gecheck en dit is wow! Hoe die? Kyk hoe lekker baie daai aan in daai water. En dit begin begeer. En weet julle wat gebeur as jy iets begin begeer? Dan is jy besig om te vervolg. Jy is nie besig om te agtervolg. Los dit! Hy ou is mooi, ja, hy het 'n vrou. Hy vrou is mooi, hallo, los dit 'n man. Julle jong mense, woord sy bid, vra of jy sal gegee word. Gaan bid oor daai ou. Want jy dink die son skyn as hy oor uit. Want hy's nou is hy, woe, my liefie, my laffie, my duifie, my daffie. Maar sodra hy ring aan hy vinger is, kyk, dan word jy geklap van oos na wes en van wes na oos. En jy word sleg gesê. En dan kom jy met verskoning, van die pastoor sê, haai, wat met jou, jy pastoor, ek het die dier vastgeloop. Reg? En daai ouwe, vuis soos 'n deur. Maar ek wou nie vir my ouers geluister het nie. I've been there. I've done that. My ma het grys hare vandag deur my. 25 jaar van haar lewe het sy vir my gebid om reg te kom. En die dag toe ek reg kom, toe kon sy nog steeds nie glo nie.
Ek was al 5 jaar in die bediening gewees. Ek was al 5 jaar 'n pastoor, en vra my mamma nog steeds. Haai, is jy daarom nog 'n pastoor? Want ek kon dit glo nie. Hoekom? Want ek was Willers die Wildtuin. Nie eens 'n dieretuin wil my gehad het nie. Vraag my vrou. Regtig? Die Here het my so oor te bo gehou. En het my so aan die voete gevat en het my so geskit. Al hy geite. Al hy klein geld. Dan gaan jy. Ek soek nie klein geld, ek soek nou note. Ek soek my R200. Wat is 5 sente? Uitgeskik. En baie mense, vriende, ou vriende, wat bewillig weer sien na hoeveel jare, kan nie glo ek is 'n pastoor nie. Hulle is geskok. Regtig die pastoor? Ja, die pastoor. Oh my goodness. Ek wil maar. Hulle sê mos, hoe sê hulle in die baie, ons het die clownkerk. Ja, ek was 'n clown. Nee? Net omdat ek mense maak lag. Net omdat ek altyd vriendelik is. En ek maak so grappies so nou en dan. Dis ek 'n clown. Maar prys die Here, ek's 'n clown vir God. Amen. Ek is 'n clown vir die Here. Pastoor, ek maak klaar. Ek sien jy begin al so rondskryf. Ek wil net oude seer na Egipte se land trap. My boetie en my sussie, ek vra jy vanmôre, uit my hart uit, kom reg. Kom reg en maak reg. En begin om te volg en nie daar te volg nie. Amen. Amen. Moet ek uitnodiging maak vanmôre? Moet ek 'n uitnodiging maak vanmôre? Om te sê kom maak reg. Kom staan nie voor en kom vergewe wie jy moet vergewe. Dit wat in jou hart is, wat nie reg is nie. By all means. As jy siek is, by all means ek kan vir jou bid. Maar die is 'n saak, is in jou liggaam. Ek kan nie vir jou voor staan en bid vir jou geite nie. Ek is nie 'n Rooms-Katoliek nie. My boetie, jou sondes is jou vergewe. What? Nog minder. Ek kan nie doen nie. Hierdie is 'n saak tussen jou en God. Dit het niks met my te doen nie. Ek weet wat in jou hart aangaan nie. Ek weet nie vir wie jy sleg gesê nie. Ek weet nie wat jy sleg gemaak nie. Jy moet kom bely nie, ek nie. Daarom. Sê altyd, jy kan net so sit. Suster Marlyn, kom speel gou vir my. I'm shackled by a heavy burden, beneath a load of guilt and shame. But then, the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. Net daar waar jy sit vanmôre, sê vir die Here, Lord, come and touch me.